Baie welkom by Melk en jou teetyd. En so rukkie gelede het ons gemeente 'n reeks gedoen oor Encounters with God. En een van die leraars het gepraat en hy het gesels oor Job. Nou ek weet baie mense, Job, dis 'n moeilike ding om oor te praat, maar hy het baie goeders gesê wat my laat herkou het. En ek het toe besef, ek moet vandag met hom gesels en dit met julle deel. En so dis hoekom ek vir pastoor Wesley Brits het. Baie dankie dat jy kom kuier het en jou tyd afgestaan het. Lekker om hier te wees, dankie. Ons gaan nou bietjie in daai preek indelf, want daar's 'n paar goed wat jy gesê het en wat vir my so aangeraak het, maar voor ons daar kom, jy het eintlik finansies gaan swat by Tikkies. Tiks of niks. Ja, ons het daai gou reg. Ja. Jy het bekom finansiëel gaan swat en jy het gaan spesialiseer in belasting. Belasting, yes, ja. So, sure. Ja, dit was 'n groot voorreg om te gaan swat. Was vir 'n lang tyd nie heeltemal seker wat ek moet doen nie. En finansies het net sin gemaak want dit affekteer soveel van wat ons doen. En ja, so finansies se swat in my eerste jaar in belasting, dit was 'n stoei. Maar ja, lief geword vir die, ek dink die tegniese kant van dit. En eintlik met 'n goeie belastingstelsel kan dit regtig 'n land goed affekteer, ja. Ja, en dit kan en dit is goed om belasting is nie noodwendig sleg nie. Nee, dit is nie. Sag maar hoe jy daarna kyk, nee. Was ook 'n topik wat bietjie sensitief kan wees, maar nee, ons stelsels in ons land is eintlik baie goed uitgedink en so dis belangrik. Maar hoe het jy van belasting by 'n pastoor uitgekom, want ek sien jy het betrokke geraak by Every Nation in daai tyd, as 'n student, maar ja, so, want toe gaan dit verder, jy het nie net gaan kerk toe gegaan nie. Nee, so ek dink van kleintyds baie lief vir besigheid gewees, maar lief vir kerk ook en altyd geweet daar's 'n roeping op my lewe, en gedink dis deur besigheid. En toe 2012 was ek in Kenia gewees, ons was op 'n uitreik, rural Oos-Afrika, ongelooflike ervaring en in hierdie plekke waar ons onsself eintlik completely isolate van wat bekend is. Dis baie keer goed vir ons en dan kan ons eintlik die Here bietjie duideliker hoor. En ek dink in daai proses het ek begin ervaar, die Here begin, dink my DNA challenge van wat my lewe moet wees, wat sy wil is vir my lewe. En ja, en dit is eintlik maar was nie onmiddellik nie. Dit was toe 2 jaar proses van met goeie vriende en leiers in my lewe hierdie ding net begin half evaluate. En toe eintlik eers my honeursjaar het ek eintlik tot stilstand gekom by die Here en sê okay, ons gaan ophou stoei. Here, wat is U wil vir my lewe? En want dit was maar scary geweest, mense dink jy is op pad hierdie kant toe en meanwhile is dit iets heeltemal anders. Ek kom uit 'n familie waar niemand voltyds in 'n beroepskeuse in die bediening is nie, so dit was ook nie vir my familie geweest. Maar ongelooflik net support deur dit gekry en vriende, en ek dink dis belangrik. 'n Mens jy het jou doel, maar jy het ook mense in ons lewens wat dit help vir ons uitwerk en uitfigure en jou champion. Ja, so dit was nie 'n onmiddellike besluit nie, dis eintlik so deur my universiteit, soos dit ons deel was met campusbediening en klomp cool goed as studente vir die Here gedoen. Toe daai besluit gemaak om dit te pursue en Every Nation is die geleentheid gewees en dankbaar vir dit, is familie, na al 10 jaar daar. Sure, dit is ook al 'n rukkie ding. Wow. En jy het toe nou daai Sondag gepraat oor Job. En ek val net so want ek's net bang ons hardloop by tyd uit. En die woord wat jy gespreek het, dat daai stukkie van in Job waar hy sê 38, daai eerste versie wat hy sê he's a storm speaker. Hy praat in jou storm, in the eye of the storm het die Here gepraat met Job. En ek weet almal het nou hulle reeks gepraat. Ek weet Retief het 'n bietjie oor hom sy lewe gepraat, sy uitdagings, sy challenges. En ek stalk maar so 'n bietjie van 'n analis en ek probeer altyd uitfigure hoe besluit hulle oor die preke en hoe kom en jy het baie van jouself daai dag gedeel om hierdie woord te laat te kan praat met mense. Maar wat vir my interessant was, ek het gehou van jou analise van jou
wat is die ek kan nie die Afrikaanse woord nou kry nie, maar toe jy gepraat oor die wildtuin. Weet dat dit was 'n encounter. Al het jy nie die luiperd vol gesien nie, Ja. maar jy het tog 'n stukkie van 'n encounter gehad. Ja. Maar ek dink baie van ons voel ons sien die Here net op 'n afstand. Ons ervaar hom net op 'n afstand. Maar jy het die laaste paar jaar het jy ook deur daai ervaring gegaan. Kan jy vir my meer vertel? Hoe het jy by dit uitgekom? Hoe het jy by daai preek uitgekom? Ja. Nee, ek dink Job se storie is so ryk en daar's soveel om eintlik daarna te kyk. Dis nie net hierdie persoon wat alles gehad het, alles verloor het maar dit gaan vir my eintlik met hierdie worsteling en ek dink iewers in almal van ons lewens gaan ons geleenthede hê waar ons gaan met worstel. En ek dink worsteling met die Here of wrestling with God doesn't necessarily mean hy's nie daar nie. En ek dink miskien is iets wat ons nie aan 'n klein tyd of as ons jonger is blootgestel is, dat dit is deel van die verhouding. Dis deel van die verhouding om by dieper dinge van die Here, dieper dinge by ons uit te kom en Job se storie verduidelik dit so mooi. En dan hoofstuk 38 waar God uit die storm uit praat en dis vir my ook dit wys vir my hoop, gee mens hoop dat God wag nie, hy sê nie vir ons voor die storm iets en dan okay, go now, ek hou duim vas vir hom deur te kom nie, sien jy aan die ander kant of hy wag nie aan die ander kant en al verroep ons nie, hy is saam met ons daar en ek dink waar ek persoonlik was die laaste paar jaar wel meeste van ons was COVID was real, nie net op 'n praktiese, ons lewens lyk anders. Ek het klomp geliefdes verloor, my pa, my oupa, my vrou se ouma, my tannie, ons het deur 'n miskraam gegaan, my ander dogtertjie was vir 6 weke in die ICU, sy is gebore met 'n baie, ons het gebid vir 'n spesiale dogtertjie, en toe die Here na ons geluister, so sy is gebore met alle organe sit aan die ander kant van haar liggaam, en daar was complications wat dit aan betref het. En dit was ook in die middel van normale lewe, van stage 6 load shedding en kom terug uit COVID uit en van jou vriende is dieselfde mense waarvan ons lief is se besighede sukkel. So there was net a lot of things at the same time. En dan voel ek op dit ek 'n bietjie ver. Okay, Here, maar ek ek gaan alles laat uitwerk soos ek dit wil hê. En ek dink partykeer word ons groot met daai idee van God is eintlik nie die om my lewe beter te maak. En dis waar ek dink Job se storie vir ons iets anders heeltemal wys. En eintlik Jesus ook. Ja. Maar dit het nie daar gestop. Jy's nou onlangs gediagnoseer met 'n outoimmuunstelsel siekte ook. Ja, dis waar. Ja. Dit kan ons nou 'n bietjie stop, jy weet. En jy het ook deur 'n rowwe tyd gegaan in opsigte van daar was verskywings ook in die bediening en jy het 'n besigheid begin. Ja. Okay, well done. Ja. En natuurlik het jy nog 'n pragtige dogtertjie bygekry. Sy's gorgeous. Ons het lekker ongebaba sit daar in die kerk. Ek weet jy weet dit nie. Maar het jy al hierdie goed gehoor? En dit is nou nie soos Job het waar sy mense dood is. Ja, baie erg. Ja. Ek dink dis baie erger, maar het jy ook daai ervarings gehad waar mense vir jou kom sê, Wesley, jy het ook 'n bietjie sonde in jou lewe. Jy moet 'n bietjie jou huis skoon maak. Hoe prakties het jy deur hierdie goed gekom? Want dis wat ek vandag vir die mense wil sê. Is hoe om prakties hier uit te kom. Ja. Want dit is die beste gereedskap van die vyand is om ons te boetjie en ons te floor, letterlik en figuurlik. Ja. So hoe het jy daar uitgekom? Ja, dis 'n goeie vraag. Nee, en ek dink die eerste ding ek dink die ideologie wat mens met lewe dat ek moet hierdie perfekte Christen wees en ek moet altyd die regte antwoord wees of regte antwoord hê. Ek dink daar is iets wat onmiddellik by my weggebreek het want ek dink dit kan nie waar wees nie. Daar gaan tye wees wat ons ons moet 'n toets of hierdie regtig gewig in my lewe dra of my confession of my faith if it really carries weight en so ek dink prakties hoe dit vir ons gelyk het, ek dink in 'n tyd waar ons gesukkel het, of ek gesukkel het om te bid, ek gesukkel het om effektief die Bybel te lees, net om met die Here te connect, want jy sit met hierdie worsteling van Here, maar U moes daar wees, U moes my gebede geantwoord het, U moes gestop het waarmee dit besig was, en dan baie keer is net stil aan die ander kant. Nou wat doen mens met die stilte van God?
glo ons dat dit is 'n kenmerk van hom wat dan weggetree het? Ek dink nie so nie. Dit kan nie waar wees nie. En ek dink skrif wys vir ons dit is nie waar nie. Jesus het daai selfe vraag gevra van Vader, kom jy my verlaat? En in daai moment is scary, maar dit beteken nie God het op 'n lief wees en God het op 'n uitreik na ons toe. En ek dink prakties vir my was dit okay, ek gaan stubbornly vasbyt aan iets. So vir ons was dit ons gemeenskap waar ons betrokke was, vriende en familie en die kerk waar ons deel was. Miskien sit 'n stubbornness in ons, maar daar's seker goed wat ons nie gaan verloor nie. Ek onthou toe haar ouma, my vrou se ouma, siek was ook met COVID en was al reliving hierdie hele ding wat met my pa gebeur het. En ons gesukkel om vir te bid. En ek sê vir ons kan nie as ons nie vir ten minste een keer bid nie, dan vat die vyand die spasie in hierdie lewens van ons. En net daar sit ons en sê, ek kan dan soos in ons kamer en voel of ons so klein bietjie geloof het, maar sê as dit nie wil is, sal U intree. En ek dink dit was belangrik. So ek dink daar's goed dat ons moet identify en dit is die basics. So om stubborn te wees en sê, ons gaan nie hier neglect nie. Ons gaan nie hier uit ons lewe uitgaan nie. Ons gaan nie ons geestelike familie, ons vriende wat lief is vir ons en lief is vir die Here, ons gaan nie wegtree daar uit nie. En vir 'n lang tyd, dit was dit was kind of like die grounding moments vir ons. Waar dalk gebed moeilik was vir 'n seisoen, kon ons hier op staat maak en kon mense ons weer encourage en sê, maar kom ons bid saam, ek weet jy kan nie nou alleen bid nie, maar gaan saam mee bid. En ek dink dit het 'n groot verskil gemaak, as ek nou dink, in die middel van dit. Ja, want ek dink ons isoleer onsself as ons in so 'n situasie beland. Ons kry onsself jammer en sodra jy begin jammer kry, dan it just goes. Maar ek onthou wat jy gesê het, dit was 'n 10 dae proses wat jy gegaan het en jy het ingetree het vir jou pa toe hy in COVID, siek was met COVID en jy het gedink hy gaan gesond word. En wat vir my interessant is, daar's mense wat dalk teen die presies dieselfde ding gedoen het en hulle mense het gesond word. En ek weet baie keer dink ons, oh, but why did God do it for him but not for you? Ja. Is daar 'n wit broodjie? You feel like that. Ja. En dit is vir my nogal ons moet die prent, ek weet nie, dis vir my moeilik om te sê ons moet die groter prentjie probeer sien. Maar daai waar toe die Here toe met Job praat en sê, maar wat kan jy doen? Toe ek dink ons vergeet ons kan, die Here is nie hy's nie 'n koekresep, as met baie respek gesê, dis nie 'n resepie wat vir jou gaan werk, vir my gaan werk nie. Ek dink is baie waar en ek dink in daai oomblik en ek dink ons almal gaan die geleentheid hê om hierdie eintlik uit te leef, in die sens wat ek bedoel is, daar's 'n plek waar ons geloof moet uitstyg bo die emosionele toestand waar ons osself vind. Is eintlik om te sê, ek voel nie so nie, ons familie voel nie so nie, maar wat ek glo is nie gebaseer op dit nie. Emosies is belangrik. Ons moet emosioneel met die Here kan. Die boek van Psalms wys dit vir ons. Dawid is eintlik so 'n mooi voorbeeld van hoe ons met al ons emosies vorentoe kan gaan. Maar my emosies anker my nie. Daar's 'n plek waar ons moet besluit, hierdie is wat ek glo, maak nie saak wat voor my lê nie. En ek dink dit was eintlik God se antwoord terug op Job. Te sê, maar weet jy wie ek is? Waar was jy toe ek alles in plek gesit het? Waar was jy toe ek die sterre name gegee het? Eintlik net hierdie realiteit van God is bo ons omstandighede, God is bo ons emosionele kondisie. En ek sê dit nie met ligtigheid nie, want daai emosionele plekke is hard en is moeilik en dis donker en dis regtig seer. Maar ek is so dankbaar as 'n God wat nie net luister na ons emosies nie en dit eintlik wil proses saam met ons, maar wat ek is nie gelimiteerd tot dit nie. Ja. En dit het nie onmiddellik vir my gekom nie. Ek dink dit het ook nie onmiddellik vir Job gekom nie. Daar's baie seer en baie gemoan en but it's part of the process van gelukkig regtig wie God is, hy is. En ek weet hierdie is nie die enigste gedeelte van my bestaan nie. Daar's 'n ewige lewe wat vir my voorlê. En miskien dink ons nie genoeg ook aan nie. Dis 'n klein stukkie wat ons beleef. Want ons fokus is so op die hier en die nou en wat nou aangaan, dat ons eintlik vergeet van die hiernamaals wat eintlik forever is.
En ek dink dit is ons grootste uitdaging, want as ons net kan ophou toelaat dat dit ons verloor en te besef. En ek onthou die ouer predikers, ek weet nie hoe jy groot geword het nie, maar ek het groot geword in die Pinkster en daai ouens het gepreek van die hemel. Nee, jy was soos jy wil net hemel toe gaan. Jy's excited maar ja, ons moet eers hier op die aarde wees, maar ons vergeet dat hierdie eintlik so it's a sniff in the wind. Wat is daai woord wat sien ek ken nie die Engelse gietertjies nie. Ja. Maar waar staan jy nou? Wat dink jy nou as jy nou terugkyk na al hierdie goed gebeur het en jou ma het ook siek geword? Was dit as gevolg van die COVID wat sy die beroerte die bloedklonte gehad het? Nee, dit was iets anders. Ja. Maar sy het ook nou uitdagings en Ja. En nou moet jy saam met dit ook leef. Ja. Weet, en haar anders sien is wat sy was. Maar wat doen julle nou? Ek dink wanneer ons vasgevang word in die storms van lewe, jou enigste realiteit word die storm. En ek dink dis wat Job 38 my kom wys het, dat die realiteit is die storm, maar die realiteit there's a storm speaker as well. Daar's 'n stem in die storm wat net so real is, wat net so teenwoordig is soos daai storm. En ek dink, en ek weet nie of dit 'n fokus ding nie, ek weet nie of dit 'n maar ek dink is 'n bewustheid van my enigste realiteit is nie net die storm nie. Dit vat nie weg die storm nie, want ek dink dis baie keer waar ons met goeie intensies ook mense probeer help. Sê dit is nie so sleg nie, ons gaan nie deurkom en ons wil hierdie pep talk gee, maar it's real. But so is the storm speaker. He's as real as the storm. En hy's met ons saam met dit. So ek dink waar ons nou is making in a way peace with the storms. Because there's a storm speaker as well. En om seker te maak ons luister net van die storms van lewe, want daar's nie 'n garantie dat gaan ophou nie. Ja, jy's nou deur 10 goed. Wie sê jy gaan nie deur 20 goed gaan nie? Dus het ek nou 'n badge wat sê ek het nou my lot gehaal. Nee, daar is nie daai guarantee. Daar is nie daai garantie nie. Ja. Maar die garantie is dat hy saam ons en dis 'n belofte wat Jesus verder vir ons het aangegee en bly gee. En ek dink is tot 'n besefing te kom dat met hom I think we'll be okay. Maar dis met hom. It's still being closer to him. So ek dink vir ons nou is, ek dink ons is nog nie klaar gestoei nie. Daar's nog baie goed wat ek probeer nog meer sens maak en in plek sit en weet hoe ons dit nou hanteer maar ek dink daar's 'n groter verstaan van ek is bewus ons is nie alleen in dit nie. En weer eens ek sê dit het nie onmiddellik gekom nie. Daar's tye waar kwaad en ontsteld en frustreerd en teleurgesteld gevoel het. En ons ongelukkig dalk godsdienst sê vir ons kan nie met daai emosies na die Here toe gaan nie. Wat nie waar is nie. So ek dink ons is nog nie klaar gestoei nie en ek is nog nie klaar gestoei nie. Baie keer word ek nog in die oggend wakker en dit voel vir my die storm is wild. Maar ek weet daar's iets bigger at hand. Daar's iets groter om wat op die spel is. Ek dink ons tyd is nou amper verby, maar ek dink wat ek die hele tyd hoor van jou is die storm speaker. En ek dink ons moet eerder fokus om daai storm speaker se stem te hoor. Ja. En ons moet dit beseeu in hierdie storm. En op 'n fokus op ons stories of ons situasie. Ja, dit is sleg. Dit is 'n realiteit, ons moet dit ervaar. Ja. Maar eerder sy storie. Fokus op sy storie, op die Here se storie. Wat wil hy hierdeur kan hy en gaan hy doen? Dis nie, en dit is hy sal iets doen. En dit is net ons moet net daaraan vashou, aan dit. Wie is Jesus? Wat is sy stem vir ons in hierdie situasie? Ek dink so. Die belofte van swaar kry is nie, dit sal miskien met jou gebeur nie. Ons het beloftes dat dit gaan moeilik gaan. En ek dink dit vang ons baie keer off guard. Ons dink omdat ek Christen is, gaan my lewe nou net maanskyn en rose wees. Maar as mens eintlik die meeste van die Bybel lees, nie meer van die Nuwe Testament lees, being a Christian, or being a confessing Christian, doesn't mean automatic success in life. It means that time and time again I will have opportunity om God voor my eerste te sit, oor enigiets anders. En dit is deur swaarkry, deur
prosperity, wat jy wil noem. En ek dink daardeur word iets beautiful gebore. Ek dink daar's elemente van wie God is, wat ons net kan ontdek, as ons deur swaar kry gaan. Waar ons dalk nooit dit in 'n ander fase van ons lewe sal ontdek nie. Ja, so ek sal sê, trust the process, vertrou hom met die proses, soek hom deur die proses, hy is daar, hy kan dalk bietjie verder wees as wat jy dalk wil hê, of hy's reg teen ons, maar ek dink dis wat ek kan terugkyk in 3,5 jaar, hy is daar. Dankie Wesley, dankie dat jy kom kuier het, ek waardeer dit. Goed plesier. En baie seën vir julle. Ja, dankie. En ons vertrou dat dit sal vinnig draai. Maar ja, soos wat jy gesê het, daai van ons sal nooit dit wat ons van die Here sou weet, daai wat ons van die Here kan ontdek in hierdie proses. Ons sal dit dalk nooit gekry het as ons nie hierdeur gegaan het. En dit is vir my nogal iets wat ons kan aanvashou. Dankie. Ja, dankie vir julle. Dankie vir wat julle doen. Dis 'n plesier. Tot 'n volgende keer, totsiens.